Ek is so opgewonde om te sien hoe baie mense is. Almal is welkom na die woord van die Here na te kom luister. En ek is so opgewonde om hierdie woord daar van julle te bring. En ons dankie Here vir elke mooi gesig wat hier vandag is. Het is lekker om julle hier te hê. En er is soveel liefde wat hier so is vandag. Dankie Here, kom ons maak ons oogies toe. Dankie Here dat ons hier vandag hier by in U teenwoordigheid kan wees, Here. Ons weet wat 2 of meer by mekaar is U teenwoordig, Here. U engele vul die vertrek saam met ons, Here. Ons dankie Here vir elke wonderwerk wat U hierdie week al vir ons gedoen het, Here. Ek het al reeds gehoor van wonderwerke wat gebeur het hierdie week, Here. Ek loof en ek prys U wonderlike naam daarvoor, Here. In die naam van ons Here Jesus Christus, amen. Ek gaan vandag vir julle voorlees uit Johannes 14 van versie 1 tot 6. Die opskrif is Johannes, Jesus die weg na die Vader. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voorberei. En as ek gegaan het, vir julle plek voorberei het, kom ek weer. En ons weet Jesus kom binnekort, kom weer om ons te kom haal. En sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Paulus, Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Vandag se vers waaroor ek gaan preek is vers 6. Jesus sê vir hom, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, het julle ook die Vader leer ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Dit is so wonderlik om te dink dat Jesus vir ons met ons praat en vir ons sê wat ons behoort te weet. Partykeer speel ons dom. Soos Thomas sê, maar waartoe gaan die Here? Maar heeltyd sê die Here vir ons, hy gaan na sy Vader toe wat in die hemel is. Soos ons in die Onse Vader sê, Onse Vader wat in die hemel is. Ons sê dit so duidelik en verstaanbaar, maar toch wonder ons partykeer waartoe het die Here gegaan. Die Here het vir ons duidelik gesê, hy gaan na sy Vader wat in die hemel is. Jesus praat hier met Thomas, soos hy met ons praat, deur die woord. Die woord wat die waarheid is. Jesus sê, hy is die weg en die waarheid. So wat vir ons sê, daar is nie 'n ander pad nie, daar is net een pad, dis Jesus. Jesus is die weg en die waarheid. Hierdie woord wat gegee is die waarheid, daar is nie 'n leuen in hierdie boek nie, want Jesus, want God kan nie lieg nie. God is die waarheid. Weet jy, daar is 3 dinge wat vir ons duidelikheid sal nie van. Eerste plek, hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Die lewe wat ons lewe vandag. Die lewe wat ons eendag gaan hê.
met 'n verheerlike liggaam. Ons het vandag pyn in die voet, pyn in die arm, pyn in die been, maar wanneer ons eendag in die hemel is, met ons verheerlike liggaam, dan gaan nie pyn wees nie, dan gaan nie smart wees nie, dan gaan nie trane wees nie. Die Here gaan vir ons 'n liggaam gee, 'n verheerlike liggaam, wat wonderlik is, wat nie oud word nie, wat nie siek word nie, want ons gaan daar wees om hom te dien, en om met alle liefde te gee. En niemand kom na die Vader deur. Daar is nie 'n ander pad nie, net Jesus. Jesus is die pad. Hy is die pad na die Vader. Hy ken die Vader, hy is van die Vader, hy het die geaardheid van die Vader, hy het die liefde van die Vader, hy doen die selfe wonderwerke as die Vader hom gegee. So hy ken die Vader, so die appel val nie ver van die boom af nie. Maar in Johannes 8, vers 24, ek het dan vir julle gesê, dat julle in die sonde sal sterf. Ons weet die sonde lei na die dood toe. Die straf van die sonde is die dood. Die ander deel van die vers is, want as julle nie glo nie, in my nie, is die dood ons voorland. Dus kom ons in Jesus moet glo. Jesus is die een wat ons bystaan, ons liefhet en ons omring met sy liefde. Want as jy nie glo dat ek is nie, want in die Ou Testament, toe Moses by die brandende bos kom, toe hy vra hom, wie is jy? Sê, ek is die God wat jou geskape het. Ek is die God wat jou voed. Om daai baie Jode in 'n woestyn elke dag kos te gee. Hoe wonderlik is die Here net nie, dat hy dit kon doen nie. Want as jy nie glo dat ek is nie, glo in ons hart, ons glo in ons hart, ons bely met ons mond, dat Jesus is die enigste seun van God die Vader. Hy het gekom van die Vader af om ons te kom red. Want met Adam het ons in die sonde geval. En soos ek nou nog gesê het, die sonde lei na die dood. Die straf van die sonde is die dood. Die dood is wanneer jy in die hel gewerp gaan word. Gaan brand met vuur. En dit is nie waarvoor ons bedoel is nie. Ons is bedoel om met God te wees, en hom te loof en te prys. Want hy het opgevaar na die hemel toe. Dag die opvaar, was die engele, was die disciples miskien bedruk, maar die engele het vir hulle gesê, soos Jesus opvaar na die hemel, so gaan hy terugkom op die wolke. En almal gaan sien, blindes, dowes, lammes, almal gaan sien, dat hy eendag gaan terugkom, die dag wanneer hy terugkom. En ons wil almal gereed wees, ons wil ons gereed wees om saam met hom na die hemel te gaan. Want hy sê, daar is baie plek, daar is nie 'n beperkte, net 1000 blyplek, of vir 2000 plek, daar is baie. Ander woorde, Jesus het vir elkeen 'n blyplek gemaak, maar dit is nog steeds ons keuse, ons besluit. Wil jy hom volg? Wil jy met God wees? Wil jy Jesus, saam met Jesus wees? Wil jy saam met Jesus wees aan die hemel? Waar die son in jou skyn, waar die God, Jesus en die Vader, waar die lig so helder is, die duister kan nie daar wees nie, want die son is nie eens nodig nie, die maan is nie eens nodig nie. Hy vir ons blyplek,
En ons het mentions wat hy vir ons gaan voorberei. Hy vir ons, kyk hier dinge mense eet, maar kyk hoe mooi plek eet. Ander mense weet dan weer, kyk hoe mismoedig my plek is. Ek is te skaam om my kuiermense te kry. Maar daarso gaan jy nie eens skaam wees nie. Soos nou vir Jesus nie skaam moet wees nie. Ander moet vertel van Jesus, want hy is met ons. En hy wil nie eendag hom vir ons skaam nie. Nee. Want as jy nie glo dat ek is nie. Jesus is die weg. Daar is nie 'n ander weg nie. Daar is nie 'n Mohammed-weg of 'n ander weg nie. Daar is net een weg. Jesus is die Seun van God. Sê Jesus dit vir ons. Tweemaal in hierdie vers. En ek gaan die vers gevraag vir julle lees. Weer lees. Johannes 8 vers 24. Ek het dan vir julle gesê dat in julle sonde sal sterf. Want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterf. Die sonde is die dood. En die dood lei na die hel. In Hebreërs 5 vers 9. Hy maak en toe hy volmaak is. Jesus was mens. Maar hy het sonder sonde gelewe. Hy was skoon, vlekloos. Hy het vir ons 'n voorbeeld gegee. 'n Voorbeeld om volmaak te wees. Sodat ons ekskuus, ek vandag so moes. Hy het vir ons 'n voorbeeld gegee hoe om te lewe. Want baie keer weet mense om nie 'n ding te bou nie, of 'n ding te maak nie. Maar as jy net jou voorbeeld gee, is dit vir jou soveel makliker om dit te doen. Ek neem en dis nog bijvoorbeeld daai tyd, nou seker nog, koop jy vliegtuigie, wat jy aan mekaar sit. En as jy nie 'n voorbeeld het van 'n prentjie of 'n demonstrasie nie, dan weet jy hoe daai vliegtuigie aan mekaar sit nie. Want jy is nie 'n vlieënier nie. So daai voorbeeld wat Jesus vir ons gegee het, hy het vir ons die woord gegee. Daar's 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Ou Testament is vir die Here onder die wet geleef het. Jo. Die Here onder die wet geleef het. Vandag leef ons onder die genade, dat Jesus Christus sy lewe opgeoffer het. Hy het betaal vir ons sondes aan die kruis. En ons leef vandag in die genade. Die Nuwe Testament vertel ons van die genade van God. Dit is soos wanneer jy 'n rekening het. En iemand kom en hy betaal die rekening volkomen vir jou. En hy sê, it's pay in full. Jy het niks aan jy by moet sit nie. Niks waarvoor jy moet bylas of geld uithaal nie. Niks nie, want jou rekening is ten volle betaal. Ten volle betaal deur Jesus. Die Seun van ons Here. Want hy het geen sondes gehad nie. Hy het al sy ons sondes op hom geneem. Want hy was die voorbeeld wat ons nodig gehad het. Want die sondes het deur die mens gekom. En die sondes moes deur die mens verwyder word. Dis waarom Jesus die wonderlike plek, die hemel verlaat het om by ons te kom wees. Om mens te word, om gebore te word soos 'n mens. Hy het nie eendag gaan gestaan by 'n hek of by 'n deur en sê, "Dis ek kom betaal nou vir jou sonde." Hy het mens geword. Hy weet presies hoe ons voel elke dag. Hoe ons gevoel het toe ons 'n kind was. Hoe ons gevoel het toe ons 'n jong tiener was. Rebels. Hoe ons as 'n jong mens opgetree het. Wat gedink het ons, nou weet ons alles.
En ons later uitgevind het, maar ons ouers het soveel meer kennis en soveel meer ondervinding as ons. Ons moet luister. Dis hoekom dan die gebooie, die verfijnde vader, eer jou moeder en jou vader, dat jou dae verleng mag word. Want, hoekom moet jy eer? Want hulle sorg vir jou, hulle het jou in die wêreld gebring. Die Here het hulle gebruik om jou in die wêreld te bring. Jy is vir hulle kosbaar. Maar jy vir hulle kosbaar is, moet hulle ook vir jou kosbaar wees. Dis hoekom jy hulle moet eer en lief hê. En dan kom het, so die wielman draai, jy word gebore, jy word groot, jy het kinders, eendag kyk hy kinders na jou ook. Hulle versorg jou. Want daai vir liefde, wat jy vir hulle daai tyd gegee het, gee hulle vir jou terug. Jesus, voor hy opgevaar het, hemel toe, het hy vir die disciples gesê, ek stuur vir julle 'n trooster. 'n Trooster, wat soos ek is, wat by julle kan wees. Jesus het opgevaar na die hemel, om ons plek te gaan voorberei. Maar hy het iemand agtergelos, hy het ons nie gelos nie. Hy het ons 'n trooster gestuur, wat vir ons sorg, wat vir ons kan leiding gee, kan leer. Hy laat ons nie alleen nie. Hy is die goeie herder, wat na sy skape omsien. Hy sorg vir ons. En wat ons moet doen is, net na hom luister. Die een wat binne in ons lewe, dis die trooster. Hy leef binne ons, hy is altyd by ons, want ons is nooit alleen nie. Soos iemand vir my nou gesê het, jy weet wanneer iemand, jy is altyd daai gevoel, iemand is by jou. Maar jy is nie bang nie, jy is nie bang nie, want jy weet, die Heilige Gees is met jou. Hy wil in jou wees. Maar jy is die tempel van die Heilige Gees. Soms moet jy die tempel skoonmaak. Jy moet het eintlik gereeld skoonmaak. Nie net soms nie. Jy moet het gereeld skoonmaak. Want die Heilige Gees is heilig. Hy wil wees. Hy is daarom dat jy jou sondes kan bely. Elke dag, elke oomblik. Hy vertel jou van jou sondes. Hy herinner jou aan die dinge wat jy moet skoonmaak. Hy sê bijvoorbeeld, Johan, daai hoekie is nog nie lekker skoon gemaak nie. Maak hom ook 'n bietjie skoon. Dan bely jy die sondes, jy maak het skoon. En ons is mens, ons is mens, jy gaan elke dag sonde, elke dag sonde. Maar, die Heilige Gees is daar om vir ons te help. Want hy is vir ons 'n trooster, hy is 'n helper. En die een wat binne ons lewe, die een wat aan wie ons lewe in sy hande moet gee. Want in sy hande is ons veilig. Ons weet waar ons veilig is. Ons laat die Heilige Gees ons beheer. Hy weet wat die beste vir ons is. Hy weet wat die beste vir ons is. Want hy weet wat môre gaan gebeur, hy weet wat gister, hy weet wat nou gaan gebeur. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Met die Heilige Gees is jy verseël met vir God. Hy pakkie is toegedraai. Niks kan van die pakkie af weggevat word. Nee. Want hy is toegedraai en hy seel is op. En jy is Godse besitting. Jy is 'n Godse kind. Jesus sê, so bewerk het dat daar 'n ewige verlossing is. 'n ewige verlossing, want dis ons harte vir die Here gee. Ons is skoon, ons behoort aan die Here. Die dag wanneer ons te sterwe kom, of die dag wanneer Jesus kom, weet ons het die ewige verlossing wat ons het. En ek het nou die dag van my, hierdie klein tydjie wat ons op aarde is,
Moenie dit verruil vir daai ewigheid wat ons saam met hom gaan wees nie. En ons dan in die hemel kan wees waar die nuwe Jerusalem is. Daar waar niks verkeerd is nie. Daar waar geen hartseer is nie, geen trane nie. Daar was net lofprysing en geluk. Hy het klaar alles gedoen vir ons, alles. Wat ons moet doen. Daar was niks wat ons kan bysit nie. Die werk, ons werk is net om sy genade. Daai genade wat hy vir ons in die Nuwe Testament vir ons gegee het. Ons werk is dit om net te aanvaar en om hom te glo. Want hy die prys betaal vir wat gedoen moet word. Ons het niks om by te voeg, niks, daar's niks wat ons moet byvoeg nie. Vir almal wat na hom geluister het, en vir almal wat gehoorsaam was, om hom gehoorsaam te wees, dit is sy wil. Dit is sy wil dat ons gehoorsaam moet wees aan hom, aan sy wil. Ongehoorsaamheid is sonde. Ons moet net luister na sy woord en ons onderwerp aan sy woord. Ons moet nie sy woord net hoor nie. Ons moet dit gehoorsaam wees en dit doen. Ons moet dit prakties uitvoer, want hy het ons 'n voorbeeld gegee hoe om dit te doen. En dan bly ons onder sy beskerming. Ek bly altyd daai versekering Santam se goue sambreel. Want die sambreel, daai genade van God bly. Is jy veilig? Want die sambreel weer heenloop, bly jy droog. Die sonde kan jou nie bykom nie. Maar as ons onder daai sambreel uitbeweeg, is dit soos ek sê, vir Satan open season. Dan kan hy met jou maak, want jy het onder die beskerming van hom uitgegaan. Maar dit gehoorsaamheid, maar die gehoorsaamheid is so belangrik, want ons weet, ons is allemaal ouers gewees, ons is allemaal kinders gehad, ons weet as ons kinders ongehoorsaam is, hoe ongelukkig maak hulle. Maar as hulle gehoorsaam is, hoe gelukkig maak die kinders ons. Want dit is vir ons eer om hulle te hê wat gehoorsaam is. Net so die Vader, is dit vir hom 'n eer om gehoorsame kinders te hê. Onder die hand wat alles onderhou. Die hand van God wat alles onderhou. Plaas jou hand in die hand. Daar was 'n liedjie, put your hand in a hand. En as jy jou hand in die Here sit, dan gaan nie altyd net goed gaan met jou nie. 'n roos het dorings ook, maar 'n roos lyk mooi met sy stang. Niemand gaan gee iemand blomme as nou die stang afgegee weer roos net nie. Dit is nie dit is nie volmaak nie. Want die stang is ons is veilig in die hand, Here. Maar ons is in sy liefde. En in sy liefde kan niks ons van hom af verwyder nie. En niemand en niks sal ons uit sy hand ruk nie. Niemand kan ons nie, Satan nie, niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Net ons kan uit sy hand uitklim as ons wil. Dit is weer die keuse wat jy maak. Jy het die keuse om God as jou middelaar, as jou middelpunt van alles. So, Jesus is ons middelpunt. Die prentjie nou by my opkom is, Jesus is die middel. Jy is om Jesus.
Buitekant is jou vrou of jou man. Jy stel nie Jesus bo kan jou vrou of jou man nie, want dan gaan jy nie weet hoe hulle liefde hê nie. Maar as jy Jesus eers in jou lewe sit, en jy het 'n voorbeeld, kan jy makliker jou man en jou vrou lief hê, en jou kinders lief hê. Want daar in Jesus hande is ons altyd veilig. En daarom is hy ook in staat om ons tot 'n uiterste te red. Die Here sal op enige plek, daar's nie 'n plek waar jy kan wees waar Jesus jou nie kan gaan haal nie. In die ashoop, in die asdroom, of in die kroeg, of waar ook al. Jesus kan jou gaan haal daar waar jy is, want hy kan jou gaan haal uit die uiterste kan hy jou gaan red. Toen niks is vir Jesus onmoontlik nie. Niks, want Jesus is alomteenwoordig. Vir hom is ons kosbaar. Kosbaarder as goud, as silwer, diamante. Ons is kosbaar vir hom. Hy wil niemand laat verlore gaan nie. Maar vir hom beteken ons soveel. Ons beteken miskien vir ander mense min of niks nie. Maar vir hom beteken jy soveel liefde en soveel genade. Vir hom is jy alles. En hy het alles gemaak vir ons. Hy het ons as mens gemaak. Hy het ons laat beheer oor die plante, oor die diere, oor die voëls in die lug, oor die visse in die see. Vir hom hy het alles vir ons gemaak. Dis hoekom hy ons al eers op die 6de dag gemaak het. As hy ons op die 1ste dag gemaak het, was daar niks vir ons nie. Maar hy het alles vir ons gemaak, so lief het hy hom. Maar hy wil ons eendag by hom hê, waar hy al reeds nuwe aarde vir ons voorberei. So Jesus sê, hy gaan vir ons plek voorberei. Vir ons, wat soveel vir hom beteken. Maak nie saak of ons groen, wit, swart, bruin hare, blonde hare, grys hare, soos ons mens, en ek is mal oor grys hare, want ek is maar die Here is met ons. Die Here het die dood oorwin. Die dood se mag het hy gebreek. Aangesien hy vir altyd lewe. Hy lewe vir altyd. Want hy het opgestaan op die 3de dag. En hy het opgevaar na die hemel. Waar hy aan die regterhand van God sit. Dankie Here daarvoor. Dankie vir wat jy vir ons doen. Dankie Here. Ons loof en ons prys die wonderlike naam. Dankie Here dat ons hierdie woord kon luister en ons te harte kan neem en ons net kan weet vir U is niks onmoontlik. U kom haal ons waar ons ook al is. Here, ek loof en ek prys die wonderlike naam daarvoor. Dankie Here Jesus. En dankie vir elke een wat vandag gekom het. Seën hulle, Here. Ek loof en ek prys die wonderlike naam. Ek wil net die afkondigings gee. Volgende Sondagoggend